Goeiemôre liewe gemeente. Dankie vir die voorreg om so saam met julle te kon aanbid en die Here se teenwoordigheid te belewe. Dankie Elisierie vir julle inspirasie. Ek vertrou dat die Here vanmôre vir julle net so gaan aanraak met hierdie skrifgedeelte wat ons gaan lees. Skrifgedeeltes. Ek gaan meer lees uit die Bybel as wat ek gaan preek vanmôre. En ek wil graag hê dat elkeen van julle net weer moet besef wat God se doel met jou is. Wat dink jy is God se doel met jou? Kom ek maak dit bietjie eenvoudiger. Wat dink jy is God se doel met die pragtige bome wat ons sien hier buitekant? Met die wolke, met die reën, met blomme, met diere. Wat is God se doel met ons? Daar is net een doel, en dis om hom te verheerlik. Dis wat 'n blom doen, deur die seisoene, vandat hy bloei, dwars deur die tyd. God het 'n doel met ons. En dis om ons op 'n plek te sit wat ons net hom sal verheerlik. Geen blom wil die eer vir homself vat nie. Geen dier wil die eer, geen kudu, geen olifant. As ons kyk na onsself en ons kyk na mekaar, dan moet ons God se doel in elkeen soek. Want hy het 'n doel met jou, en dit is om hom te verheerlik. Net soos wat jy is. Net soos wat jy is. En nou gaan ons 'n gedeelte lees vandag in die Bybel, waar ons gaan kyk hoe dat God iemand lang voor hy gebore is, alreeds bedoel het om hom te verheerlik. En dis soos ons. Behalwe dat hy ons elkeen al gesien het in ons moederskoot, het hy ons lank voordat ons gebore is, voordat ons gevorm is, het hy al 'n doel met jou. Jy kan maklik sê, maar wie is ek nou? Wat se doel het ek nou? Los vir God dat hy met jou doen wat hy wil. Soos wat hy met diere doen wat hy wil. En elke mens bewonder die Here op 'n besonderse, unieke manier. En Romeine 1 sê, selfs die ongelowiges verheerlik die Here deur die skepping wat hy gee. Maar ek wil vandag met julle praat oor adventstyd. Dis advent, wat beteken dit? Die 4 Sondae voor Kersfees is adventstyd, wanneer ons regmaak om weer te dink aan Jesus wat aarde toe gekom het. En ons het 'n paar besonderse liedere gesing oor Jesus wat weer gaan kom. Ek wonder of ons altyd dit so in gedagte hou, soos Kersfees in ons gedagtes het. Dwars deur die geskiedenis van die Bybel, weet ons was daar profeseë oor Jesus wat sou kom. En die lekker is om te gesien het hoe elke profesie vervul is. En ons weet mos dat die Israeliete het dit verkeerd verstaan. Hulle het 'n man van God soos Elia, hulle het 'n verlosser vir Israel, politieke verlosser verwag. Hulle het 'n aardse verwagting gehad en verstaan van die profeseë wat daar was. Nou, as ons kyk na die Ou Testament, dan sien ons hoe Hosea, hoe Jesaja, hoe Amos, hoe Dawid, almal het geprofeteer oor die Here. Maar ek wil vandag met julle praat oor die profesie wat daar was oor Johannes die Doper. En dit gaan dalk vir jou 'n lekker stukkie lekker wees om te besef, wow,
As dit met Johannes gebeur het, dan het die Here sekerlik 'n doel met my ook. My geloof is ontsettend versterk toe ek weer vir 'n slag gekyk het na die profeseë van Johannes. En ek hoop dat jou geloof gaan nog meer versterk word en jou begrip waarom jy geskep is, gaan nog groter word as ons vandag sien wat daar gesê is oor Johannes die Doper. Ken jy sy storie, Johannes die Doper? Wanneer laas het ons bietjie oor Johannes die Doper gepraat? En wanneer laas het jy gedink oor hom? Die naam Johannes beteken, die Here is genadig. Wie van julle het almal Johannese in julle name hierso? Daar's baie Johannese, en Johan en Johanna, né? Dis bedoel dat ons die genade van die Here moet verkondig. En dit was Johannes se doel. Ek wonder of jy geweet het, dis wat jou naam beteken. Jy moet die genade van die Here uitlewe. Hy moes vir mense maar net kom vertel van die Here se genade. Hy word die Doper genoem. Weet julle hoekom? Want hy het in die woestyn gebly, naby aan 'n fontein. En hy het kameelhare gedra en hy het sprinkane en veldplante geëet. Hy was 'n vreemde mens, maar hy het 'n besonderse gawe gehad om mense se harte aan te raak. En sy groot passie was om vir die Jode in daai tyd te preek dat hulle moet bekeer van hulle verkeerde weë en van hulle sondige lewe. En dan het hy vir hulle gesê, as jy wil skoon wees en skoon voel, gaan ek jou vandag doop in hierdie fontein, of in hierdie spruit, of in die kuil waar hy was. Ons weet nie presies waar dit gebeur het. Maar Johannes het duisende mense gelok na die woestyn toe, om daar die prediking oor die sondevergifnis te kom aanhoor. En ons weet dat die Here Jesus het ook gekom, alhoewel hy nie 'n sondaar was nie, het hy hom vereenselwig met die doop van Johannes en dat sondes vergewe word. Jesus het self in Matteus 11 gesê, dit is ongelooflik wat hy gesê het. Hy het gesê dat daar niemand op die aarde so besonder is soos Johannes, maar hy is die geringste in die hemel. Daar's baie wat groter in die hemel is as hy. Maar Johannes, wat se profesie was daar oor hom? En hoekom was daar 'n profesie oor Johannes? En dit sal vir julle lekker wees as julle dit besef, en as jy besef hoe dit van toepassing is op elke ene van ons. God het besluit dat daar iemand moet wees, net voor Jesus begin met sy prediking, dat daar iemand moet wees wat vir die mense bewus maak, die tyd het nou aangebreek. En hy het vir Johannes die Doper, daai eenvoudige ou in die woestyn, wat in kameelhare om hom geloop het, en wat sprinkane geëet het, en veldplant, uit hom gekies, om vir die mense te sê, hoorie, die Here is naby, die Here Jesus is hier. Nou, ek wil met julle deel uit 3 skrifgedeeltes, uit Jesaja 40, en ek wil deel uit Maleagi 3, en dan gaan ek 'n gedeelte lees uit Lukas 1, wat ook 'n profesie was oor Jesus, wat dalk vir jou baie gaan beteken. Kom ons kyk na Jesaja 40 vers 3. Is hy daar op die bord? Ja, ek gaan hom hier van my af lees. Here, maar voordat ons lees, wil U weer ons aanraak, en laat ons net besef dat U 'n doel het met elke mens. Praat met ons, Here, en help ons om te verstaan dat U ons geloof wil versterk met die profeseë, en dat U ons ook wil help om te besef ons te rol om te profeteer op die wederkoms wat kom. Praat met ons, Here. Amen.
iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word, elke bult moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Hier sien ons dat dit 'n profesie is van Jesaja, dat die een wat gaan preek oor Jesus se koms, gaan uit die woestyn uit die woord verkondig. En daar gaan derduisendes wees wat oor die duine in die woestyn gaan aankom om te kom luister. Kom tot bekering. Daar's 'n groot verlosser wat kom. Maak gereed. Nou, ons weet mos om gereed te maak is 'n besonderse ding, né? Destyds toe ons gereed gemaak het vir die wêreldbeker, was die hele land rep en roer. As ons moet hoor dat die paus kom Suid-Afrika toe, dan gaan jy sien hoe gaan mense gereed maak en reg maak. Ons het nou gesien met hierdie G20 storie, hoe dat Johannesburg se strate skielik vir derduisende ronde reggemaak is, dat dit net baie mooi en dat hulle net reg is. Maar om reg te maak vir die koning, die Here Jesus, was die groot opdrag vir die Israeliete. Nou, ook in Maleagi het hy as profeet ook nog 'n voorspelling gegee. Hy het gesê, hy sal iemand wees soos Elia, wat in krag gaan optree. Nou, ek lees dit vir julle, Maleagi 3 vers 1. Ek gaan nou my boodskapper stuur, het julle hom daarson? Maleagi 3 vers 1. Hy sal die pad voor my uitreg maak, en dan sal die Here na wie julle soek skielik na die tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here, die Almagtige. Maleagi wat ook geprofeteer het, sê, maak gereed, die verlosser kom. Maar hulle het ons nou 'n verkeerde verlosser verwag. Na hierdie profesie was daar 400 jaar wat verloop het, wat hulle moes gereed maak. En nou, Suid-Afrika is net so oor die 400 jaar oud. Dis baie jare. Maar dit was vir God verskriklik belangrik, dat die mense moet gereed maak. En dan moet dit vir almal vertel. 400 jaar het verloop. En toe gebeur daar iets besonders met die Here Jesus, voor hy gekom het. En ek wil lees uit Lukas 1 vanaf vers 5 af. 'n engel het eendag na die priester Sagaria toe gekom. Dit is nou 9 maande voor Jesus gebore word. So die tyd het nou vol geraak. Jesus het nou kom. En Sagaria was besig in die tempel. En kom ek lees dit vir julle, hoe hy oor die geboorte van Jesus praat. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. So dit gaan nou oor Sagaria en Elisabeth. Hulle was albei getrou in die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was albei reeds op ver gevorderde leeftyd. En op 'n keer toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. Toe verskyn daar in die regterhand van die wierookaltaar 'n engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom, moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth
sal in jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God en hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad te bring en om so die koms van die Here 'n volk voor hom te berei, voor te berei. Nou dis nogal baie wat die engel gesê het dan, hè? Toe sê Sagaria vir die engel: "Waar sal ek dit weet? Ek is 'n ou man en my vrou is op ver gevorderde leeftijd." Die engel antwoord hom: "Ek is Gabriël wat in diens van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie tyding vir jou te bring. Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat nie tot op die dag wat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op die bestemde tyd vervul sal word nie geglo het nie." Intussen die volk vir Sagaria gestaan en wag en begin wonder waarom hy so lank in die tempel bly, en toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle kom toe agter dat hy in die tempel 'n gesig gesien het. Hy het net aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. Toe die tyd van sy tempeldiens om was, het hy huis toe gegaan. Na daardie tyd het sy vrou Elisabeth swanger geword en haar 5 maande lank afgesonder. Sy het gesê: "Die Here het dit vir my gedoen. Nou het hy na my omgesien om my smaad onder die mense weg te neem." Nou ons slaan nou so 'n paar verse oor en dan gaan ons na vers 57. Toe die tyd gekom het dat Elisabeth se kind gebore moes word, het sy 'n seun in die wêreld gebring. Haar bure en familie het gehoor dat die Here aan haar groot ontferming bewys het en hulle was saam met haar bly. En op die 8ste dag het hulle gekom om die kindjie te besny en hulle wou hom Sagaria noem, na sy pa. Maar sy ma het gesê: "Nee, hy moet Johannes genoem word." En dis wat die engel mos vir Sagaria gesê het. Sy naam moet Johannes wees. En nou kom sy en sy sê ook hy moet Johannes genoem word, terwyl Sagaria nie met haar kon gepraat het daaroor nie. Hulle sê vir haar: "Maar daar's niemand in jou familie wat die naam het nie." Met gebare vra hulle toe sy pa hoe hy wil hê dat die kindjie genoem moet word. Hy vra toe 'n skryfbordjie en skryf daarop: "Johannes is sy naam." En almal was verbaas. En onmiddellik het Sagaria sy spraak teruggekry en begin praat en God geprys. En almal wat rondom hulle gewoon het, is met ontzag vervul. In die hele bergstreek van Judea is daar baie gepraat oor al hierdie dinge. Almal wat dit gehoor het, het daaroor nagedink en gevra: "Wat sal hierdie kindjie eendag word?" Dit was duidelik dat die Here by hom was. Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê: "Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing gebring." Onthou nou, Johannes se naam beteken genade. En vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. So die Here dit reeds van oudsher beloof deur die mond van sy heilige profete. Nou lees ek vers 76. "En jy, kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan die volk mee te deel, verlossing deur vergifnis van hulle sondes, dankse die genade, die ontferming van ons God." In vers 80, "Die kindjie het opgegroei en sterk geword deur die Gees en het in die woestyn gebly tot op die dag van sy openbare verskyning in Israel." Nou wat sê jy van wat jy vanmôre gehoor het? Wat hoor jy? Lank voor die tyd is daar nie net oor Jesus geprofeteer nie, maar ook oor Johannes, wat die voorloper van Jesus moes wees. Hy was soos Elia,
vol van die Heilige Gees. Die eenvoudige mens, toe die tyd gereed is, het die engel ook na sy toekomstige pa toe gekom en vir hom voorspel, wat gaan alles met Johannes gebeur en wat moet Johannes doen? Nou onthou nou, ons kyk nou terug, ons sien nou die vervulling hiervan, hè? Alles wat ons nou gelees het, was nog net profesie van hoe Johannes sou wees. Maar dit is alles vervul in hom. Sagaria het die engel gesien, hy het die engel gehoor praat met hom, maar hy het dit nie geglo nie. En toe sy met stomheid geslaan. Nou wonder ek baie keer, hoekom is baie van ons ook so stom om regtig te praat oor die Here? Is dit nie omdat ons nie regtig glo nie? Ons sien alles gebeur, maar ek is te bang om te praat. Is dit nie dalk omdat ons nie regtig glo nie? Nou hierdie profesie oor Johannes en die vervulling daarvan is bedoel vir ons om te besef, die Here het 'n doel met ons al lank voor ons geboorte. En Johannes, vreemd soos hy is, het in die woestyn gaan bly, net soos geprofeteer is. En daar in die woestyn het hy mense gelok. Hoe dit gebeur het, weet ons nie. Maar dit het net gebeur dat duisendes na hom toe gekom het en hy het vir hulle gepreek dat hulle tot bekering moet kom. En mense het hulle harte mense se harte is aangeraak en hulle het gebreek met hulle sondes en hy het hulle gedoop en vir hulle gesê, so seker as wat hierdie water jou af was, so seker moet jy weet, is julle skoon gewas. En toe het Jesus ook na Johannes toe gekom. Jesus het voor hom gestaan en hy wou ook gedoop word. Hoekom? Hy het nie sonde gehad nie. Maar hy is die een wat die mantel wat Johannes gehad het, moes kom oorneem. Kom ons lees hiervan, net daarvan in Johannes 1, waar Johannes, is nou Johannes die geliefde disipel van die Here, waar hy skryf oor Johannes die doper. Daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld neem. Nou, ek moes eintlik die vorige gedeelte vir julle, nadat hy gedoop is, hy wou mos nie vir Jesus doop nie, hy het mos vir Jesus gesê, ek is nie werd om eers die skoene uit te trek, dat hy in die water moet kom nie. En Jesus is gedoop, en hy sê toe, daar, hier is die lam van God. Dis hy wat ek bedoel het gesê, na my kom daar 'n man wat voor my is, want hy was reeds voor my daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees, soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom kom lê. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien, en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Onthou jy wat gebeur het, toe Jesus gedoop is? Toe die hemel mos oopgeskeur en 'n duif het afgekom, en het op Jesus kom sit, en die Vader het gesê, dit is my geliefde seun. Ek wonder hoe moes dit gewees het, toe die Vader daar voor die duisende mense, moes hy gepraat het, soos hoe moes God se stem geklink het? Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, Matteus 3:17. En wat het toe gebeur daarna? Jesus het daar weggestap, hy het in die woestyn ingegaan, en hy het hom vir 40 dae afgesonder. En ons weet hoe die Satan hom versoek, hoe wou die Satan keer, dat hy sy werk moet doen, en sy doel moes verrig. Maar Jesus
het teruggekom en die eerste woorde wat hy gesê het, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Nou, in daardie tyd is Johannes in die tronk gegooi. Ken julle daai geskiedenis? Want hy het, toe hy gepreek het, Johannes, vir al die baie mense, het Herodes ook na hom kom luister. En Johannes het nie geskroom om vir Herodes te sê, bekeer jou van jou onsedelike lewe. Want Herodes was in 'n oorspelige verhouding met 'n diensmeisie. En omdat hy vir Herodes gepreek het Herodes hom in die tronk gegooi. En ons weet wat gebeur het. Dat sy kop is afgekap en sy kop is op 'n skinkbord gebring, sodat die vrou met wie Herodes oorspel gepreek het, dit kon sien. So het sy hom gehaat, omdat hy die waarheid gepraat het. Nou kom ons staan net vir 'n oomblik stil by Johannes se bediening. Wat was sy God gegewe doel? Hy's op 'n jong ouderdom, is sy kop afgekap. Wat was sy doel? Die profesie sê, wat was dit? Hy moes net die pad vir die Here kom gereed maak. Dit was sy doel. Net dit. En die Here het hom 'n gawe gegee. En die Heilige Gees het op hom. En dis al wat hy moes doen. Daar was niemand voor hom soos hy nie. Daar was ook niemand na hom soos hy nie. Hy was enigste ene wat die Here uitgekies het. Soos Jesus se moeder ook. So kan ons aangaan. Hy moes net gesê het, kyk daar is die lam van God, wie die sondes van die wêreld op hom neem. Johannes het mense gesê, die water was julle sondes af. Maar dit was die laaste wat dit gebeur het, toe sê hy vir hulle, kyk na hom. Hy is die een wat die sondes van die wêreld op hom neem. Die lam van God wat geslag moet word. Ons vier vandag nog Paasfees, wat ons dink aan Jesus wat die symbool is van die lam wat geslag is vir ons. Dis al wat hy moes gesê het. En hy moes net nog iets gesê het. Hy moet meer word en ek moet minder word. Dit was Johannes se doel op hierdie aarde. Nou dink vir jou vir 'n oomblik in, as dit Johannes se doel is, hoe werk die Here met ons? Voor die skepping van die wêreld het God al 'n spesifieke doel met elkeen van ons. Ons lees dit in Efesiërs 1. Het hy 'n doel met elke ene wat hy gemaak het. Die feit dat ek en jy nog lewe, moet ons weet, het God 'n doel. En ons moet hom toelaat en glo dat hy met ons 'n doel het. En wat is die doel? Om God te verheerlik op 'n ander unieke manier as wat Johannes die Here verheerlik het. Anders, want nie een van ons is dieselfde nie. Sarah moes 90 jaar wag vir Isak. Op wie die verbond beteken het en wat God ons nog deel van sy verbond maak. Sy moes 90 jaar wag. Dis al wat sy moes doen. Sy moes vir Isak in die wêreld bring en hy moes besny word. En daardeur het God gesê, wil ek vir julle sê, ek is julle God en ook die God van julle nageslag. Rebekka moes vir Jakob in die wêreld bring. Jakob wat 'n sondaar was, né? Ons weet mos hoe hy sy broer Esau verneek het, belieg het, maar hoe hy tot bekering gekom het, en ons vandag genoem word, deel van die volk van Abraham, Isak en Jakob. As daar gepraat word van ons is die nageslag van Jakob, dan is ons die nageslag van sondaars wat tot bekering gekom het. Rachel moes vir Josef in die wêreld bring. En ons ken vir Josef, die ongelooflike man, wat van die begin af net
die Here verheerlik het in sy lewe, in die hele geskiedenis van Josef, hoe hy later vir sy broers gesê het, julle het dit sleg bedoel met my, maar God het dit met my goed bedoel, het doel met my gehad. Maar Noag moes vir Samson in die wêreld bring, besondere man wat die Here moes verheerlik. Maria, eenvoudige jong meisie, 'n maagd, wat vir Jesus in die wêreld moes bring. En jou moeder is vir jou gegee om jou in die wêreld te bring, want God het 'n doel met jou. En nou in hierdie Kersfeestyd waarin al die liggies en al die musieke en alles vertel van Kersdag en ons alles gereed maak vir Kersdag en die geskenke en wie ook al, mag ons nooit vergeet van die wederkoms van die Here. Dis waaroor dit eintlik gaan in hierdie tyd. Nie oor geskenke en oor families wat by mekaar kom nie. Ons moet in hierdie tyd weer terugkom dat Jesus se koms was 'n vervulling van profeseë. En ons doel is om net te sê, maak gereed, die Here Jesus kom. Leef in gereedheid, hy kom. Sy eerste koms was hy bestem om vir ons te sê, hy is die verlosser. Sy tweede koms, lees ons, gaan hy as 'n regter kom. Gaan hy die skape van die bokke skei. En hy sê mos, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. En dan sal mense sê, Here, maar ons het wonders gedoen in die naam, ons het duiwels uitgedryf. En dan sê die Here, nie elkeen nie, net hy wat my ken, sal die ewige lewe belewe. So ons sit vandag hier as 'n gemeente, soos Israel ook, geglo die Here kom, maar nie almal het regtig geglo nie, nie eens Sagaria nie. Mag die Here gee dat ek en jy besef, daar's baie mense wat in die woestyn lewe, wat bekommerd is, wat geld najaag, wat die materialisme najaag, wat die gees van die wêreld najaag, en nog sê hulle is Christene. Dis mense wat honger is na die Here, dors is, en hy het 'n doel met ons, om ook soos Johannes in hierdie woestynlewe in te gaan, en net te gaan besef, God het 'n goddelike doel met my, ek moet net wees wat ek moet wees. Het jy al dan gedink, as jy in die oggend opstaan, weet jy nie wie jou naastes vandag gaan wees nie. Jy weet nie. En daarom moet jy en ek met oop oë lewe, want die naaste wat die Here op my pad plaas, wat my pad kruis, is die een by wie ek my goddelike doel moet gaan bereik. Wees vriendelik met jou naaste. Wees opreg. Bid vir jou naaste. Stel belang. Gee om. En as jy die geleentheid kry om iemand te lei na die Here, dan sal die Here jou gebruik. Het jy al gebid daaroor, Here, ek wil graag iemand na u toe lei. Het jy al dit gebid? Hoeveel mense het jy al na die Here toe gelei? Onthou julle daai ou halleluja wat ons gesing het, hoe sal ek gaan met leë hande, niks te offer, niemand gelei na die Here. Ken julle daai lied? Onthou julle? Hoeveel mense het jy al na die Here gelei? Jy het 'n goddelike doel. Maar God sal jou gebruik, soos hy vir Johannes gebruik het. Johannes was nie opgelei om te doen wat hy gedoen het nie. Sy hart was vol van die Heilige Gees en sy mond het oorgeloop. Gee oor aan die Gees van die Here. Sê vir hom, Here, hier is ek, gebruik my. En staan verstom wat die Here met jou gaan doen. Amen. Here onse God, baie dankie dat ons besef dat U het 'n goddelike doel, nie net met die natuur nie, nie net met diere nie, nie net met wolke nie, nie net met die wind nie, maar U het 'n goddelike doel met elke kind, met elke mens,
met my en met elkeen wat vandag hier is en elkeen wie se pad ons gaan kruis. Dankie Here dat ons weet, U maak niemand wie die aarde sommer net verniet nie. U doel met elke mens om U te verheerlik. Mag ons U soek in elke mens wat ons pad kruis en mag ons ook besef U het 'n doel met ons. En daarom wil ons nou graag as gemeente voor U bid en sê, Here, doen slegs U wil, Heer. Doen U wil met my. Ons gee oor, Here, en ons sing hierdie lied nou tot eer van U. Jy is 'n koningskind. Gaan leef soos 'n koningskind in verwagting met die koning wat weer kom. Die genade van die Here Jesus is met jou om genade te gaan lewe. Die liefde van Christus is in jou om daai liefde uit te stort op almal en die krag van die Heilige Gees is met jou om jou te gebruik soos hy wil. Geniet hierdie avontuur. Amen.